En vriende, ons is die Here nog dankbaar dat ons andermaal uitgespaar is, dat ons opgewek is, dat ons die nuwe dag in sy naam tegemoet kan gaan. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën, so rondom sy woord. Ek wil u groet met die baie besondere woorde van Gesang 191. Daar staan, ek het Jesus lief, hy is my lig en krag, hy sal in nood en angs my nooit begewe. Net hy alleen, die redder van my lewe, verlos my siel van skuld en sonde mag. Vers 4 sê, hom het ek lief, hy lei my op sy pad en rig daarop my kinderlike tree. Hy ken die hindernisse op my weë en voor ek val, het hy my hand gevat. Ag vriende, so kosbaar om hierdie waarhede raak te sien en te besef dat die Here is my lig en krag. Deur sy woord kan ons ook sien wat die volgende tree is. En ons weet wanneer ons val, gryp hy ons. Hy sê vir ons dat niemand sal ons uit sy hand ruk nie. Dis nie ons wat hom vashou nie, dis hy wat ons vashou. En daarom eer ons hom, loof ons hom en prys ons sy naam. En mag u ook in hierdie dag vertroosting vind in die feit en wete dat die Here by jou is, elke tree van die pad, en dat ons nie nodig het om angstig te wees nie. Want as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons gaan vanmôre aangaan met ons reeksie boodskappe vanuit die boek Spreuke. Ons vorder redelik fliks, ons maak vanmôre klaar met Spreuke 26. Vriende, ek glo dit is vir u tot seën en ek dank die Here vir elkeen wat 'n boodskapie stuur en vir my dankie sê vir die waarhede wat hulle leer. Hierdie is waarhede wat ons kan toepas in die jaar 2025, kosbare waarhede, Bybelse waarhede, sodat ons dan ook koers kan hou en dat ons nie in slaggate sal trap wat ons lewe dan vernietig en verwoes en baie hartseer en skade en skande bring nie. So kom ons kies gou wat staan in vers 18. Jy sal sien, hierdie klompie verse sê eintlik vir ons een en dieselfde ding. Dit gaan maar eenvoudig oor die man wat bedrieg, dit gaan oor die kwaadstoker, dit gaan oor die toesgierige, dit gaan oor hierdie persone met 'n bose hart, 'n slegte hart. En kom ons kyk bietjie wat staan daar. Vers 18 en 19 kom saam, daar staan soos een wat onverskillige vuurpyle, dodelike pyle afskiet. So is die man wat sy naaste bedrieg en sê, ek speel sommer. Nou vriende, hierdie gedagte gaan oor dat nadat jy iemand bedrieg het, om te sê, maar ag, het was net 'n grap gewees, of nadat jy iemand te nagekom het, om te sê, ag, het was maar net 'n grap gewees, en die doel waarom jy dit doen, is om vervolging te vermy, is om miskien iets te vermy wat jou later in die moeilikheid sal laat beland. En die Bybel sê vir ons, dat as jy so 'n tipe persoonlikheid het, so tipe optrede het, so op 'n gereelde basis dit moet mense doen. Sê die Bybel, jy is eintlik soos 'n mal man wat pyle in enige rigting skiet en jy tref verskillende mense en verskillende mense kry seer en later gaan dit terugkom na jou toe en jy gaan dieselfde hartseer gevolge beleef. Ek het al baie keer agtergekom wanneer mense iets vir 'n ander een wil sê hulle dit in aanhalingstekens in 'n grap of 'n grappender wyse. En later kom jy agter, maar wat hulle eintlik gesê het is wat hulle bedoel het. Dis dit in hulle harte aangaan, maar wanneer iemand sê, maar sies, om so iets te sê is verkeerd, of wat jy gedoen het is verkeerd, en wat jy gedoen het is selfs krimineel, dit is 'n oortreding wat jy gepleeg het, dan sal hulle gou sê, ag, ek grap maar net, moenie so ernstig wees nie. En ag vriende, ek vra jou dat jy nie jouself in hierdie kwaad sal begewe nie. Die Bybel sê vir ons moet opreg van hart wees, en ons moet die Here dien. Daarom moet ons woorde altyd met sout besprinkel wees. Ons lees daar in vers 20 en 21, die twee verse gaan saam. Deur gebrek aan hout gaan die vuur dood, en as daar geen kwaadstoker is nie, bedaar die twis. So skole die gloed en die hout, die vuur laat opvlam, soos 'n toesgierige man om 'n twis aan te hits. Nou ons weet wanneer ons 'n lekker braaivleisvuur wil aansteek, het ons hout nodig, ons het hierdie firelighters nodig, ons het 'n vuurhoutjie nodig, of 'n lighter, of een of ander iets, en wanneer ons dit aansteek, vriende, as daar baie min hout is, dan is die vuur vinnig uitgebrand. As daar baie is, vat dit lank vir die vuur om uit te brand. Die kool is baie, en u ken die hele proses. En nou sê die Bybel vir ons baie duidelik, as daar nie 'n kwaadstoker, 'n aanhitser is nie, dan gaan die vuur vinnig dood. Wanneer ons nie meer en meer hout op hierdie vuur gooi nie, gaan hierdie vuur vinnig geblus word, gaan hierdie vuur vinnig bedaar. En kyk maar na baie situasies. Daar is miskien 'n geskil tussen A en B, en dan kom C en D in, en hulle stook op, en hulle hits aan, en hulle sê allerhande dinge, en wat gebeur later? Daar is 'n geweldige geveg, en mense is kwaad vir mense wat hulle nie eens geken het nie, of vir mense met wie hulle nog nooit voorheen probleme gehad het nie. En daarom sê die Bybel vir ons, dat ons moenie 'n kwaadstoker wees, wat een of ander argument, en een of ander geskil aanhits nie. Die Bybel sê ons moet ook nie 'n toesgierige man wees, wat toes aanhits nie.
Vriende, luister, ek verstaan nie. Die Here ken my hart. Ek sê vir my vrou in die 27 jaar dat ek in die bediening is. Jy kry in elke gemeente 1 of 2 of 3 mense wat so lus is om moeilikheid te soek. En ek het in die stadium in my bediening gekom. As ek so iemand identifiseer, dan bring ek hulle dadelik tot hierdie punt van verantwoordelikheid en sê vir hulle, luister, tot hiertoe nie verder nie. Die Bybel sê vir ons, as jy na 'n tweede gesprek met 'n man wat verdeeldheid saai praat en hy wil nie luister nie, skei hom af van die gemeente. En dis hoe ferm ons moet optree met hierdie goed. As jy in 'n familie sit waar mense net wil beklei en as daar 'n kind na jou toe kom en hy wil net beklei en haat en kwaad stook en allerhande dinge doen, sê vir hom, luister, hier is my huis, hier is my reëls, hier is hoe dinge gedoen word. En as jy nie daarvan hou nie, dan ek gaan definitief dit nie akkommodeer nie. En vriende, dit is die hele groot saak van ons dag. Ons beleef 'n tyd waar mense kwaadstokers is, twisgierige mense is. Hulle wil beklei van die môre tot die aand. En ons het nodig om hierdie dinge stop te sit. Met die liefde van die Here, maar ook met 'n ferm hand, sodat God verheerlik kan word. Vers 23 sê vir ons die volgende. Daar staan silwer skyn waarmee 'n potskerf oorgetrek is. So is 'n gloeiende lippe en 'n slegte hart. Nou hierdie woord het my nogal getref. Hoor wat sê 'n ander vertaling. Daar staan soos 'n potskerf met silwer oor te trek. So is dit om slegte bedoelings agter mooi woorde weg te steek. Vriende, hoe dikwels hoor jy mense wat vir jou met die mond iets sê, maar hulle hart bedoel iets anderste. In hulle binneste haat hulle jou, hulle het 'n feite met jou, maar hulle kom met hierdie vleiende woorde, om jou eintlik half te bedrieg en jou sag te maak, om later die doodskoot toe te dien. Mag u en ek weet en besef en verstaan, dat God ken ons harte. Hy weet wat die bedoelinge van ons harte is. En hierdie bedoelinge van ons harte kom na vore in ons woorde, en wanneer ons skynheilig is, wanneer ons mense probeer vlei en mense miskien probeer met gladde woorde, probeer bedrieg terwyl ons harte weet, dat ons met ander goed besig is, kom die waarskuwing vanmôre, dat ons nie sal lyk soos hierdie eindelike pot skerf of dis 'n waardelose ding, om hom met silwer oor te trek. Dit is wanneer 'n mens 'n woord aan iemand gee, maar jou hart is nie in ooreenstemming met jou woorde nie. Mag ek praat uit ons harte. Ek weet daar is sommige mense wat ons soms plaan, irriteer en ons voel nie altyd dieselfde oor A as ons oor B voel nie, maar mag die Here vir ons 'n opregtheid gee, dat ons nie vir iemand iets sal sê terwyl ons hart dit nie bedoel nie. Vers 24 sê, die hater vyns met sy lippe, maar in sy binneste koester hy bedrog. Presies een en dieselfde gedagte. Ek wil tog vir u sê, ons moenie onheil beplan in ons harte, en dan op die einde met ons woorde iets anderste teenoor mense uiter nie. Daarom is belangrik dat ons hart en ons mond sal saampraat, en dat ons die Here so sal verheerlik. Vers 25, as hy sy stem lieflik maak, vertrou hom nie, want 7 gruwels is in sy hart. Vriende, weer eens die gedagte dat die hart en die mond nie saamwerk nie, glo my, in my eie bediening, het ek hierdie ding al beleef, waar dit teenoor my eie huis gepleeg is. Mense sal jou toe kom en baie mooi woordjies praat, en dan stap hulle van daar af, en dan is hulle besig om bedrog te saai. Ek onthou, nie te lank gelede nie, het 'n vrou ons gekontak en vertel hoe geweldig lief sy vir ons is, en hoe sy ons mis, en so graag by ons wil kom kuier, en die volgende oomblik stuur mense in die gemeente vir my boodskap, waar dieselfde vrou vir hulle 'n boodskap stuur en sê ek's 'n valse leraar, en ek verkondig valse boodskappe. En dis presies wat hierdie gedeelte sê. Dit is, jy maak jou stem lieflik, en jy praat mooi woorde, maar jou hart is eintlik vol boosheid, en jou bedoeling is om eintlik daardie persoon te sink. Mag die Here ons bewaar, veral as ons sê ons is kinders van God. Ons verstaan as die wêreld dit nog doen. Ons verstaan as ongereddes vir mekaar lieg. Ons dink aan die politici, ons dink aan skole, universiteite, waar mense teenoor mekaar boos optree. Ons verwag dit eintlik van die ongeredde. Maar vriende, as jy 'n kind van die Here is, as jy weergebore is, dan behoort jy anders te praat, en jy behoort anders te doen. Vers 26 sê, al verberg die haat homself in bedrog, sy boosheid word in die vergadering geopenbaar. Wie 'n kuil grawe, sal daarin val, en hy wat 'n klip rol, sal dit na hom terugkom. 'n Valse tong haat die wat hy verbrysel het, en 'n gladde mond bewerk ondergang. Kom ek lees gou vir u wat sê ander vertaling daaroor. Daar staan, hy verberg sy haat agter 'n valse skyn, maar van die onheil wat hy gaan doen, sal almal weet. Wie 'n gat vir ander grawe, val self daarin. Die klippe wat hy gooi, sal na hom toe terugkom. 'n Leienaar haat die wat hy seer maak, 'n verleier of 'n vleier bewerk 'n ander se ondergang.
Weereens kan jy agterkom waarom ek vanmôre hierdie klompie verse saam hanteer. Dit sê vir ons een en dieselfde ding. Moenie 'n kwaadstoker wees nie. Moenie 'n twisgierige wees nie. Moenie een wees, vriende, wat met jou mond iets praat, maar jou hart bedoel eintlik iets anderste nie. Moenie 'n gat grawe vir ander een nie. Jy gaan self daarin val. Moenie ander se onheil probeer bewerk nie. Ek onthou onlangs 'n geval weer. 'n Man met wie ek eintlik geen saak gehad het nie. Hy was kwaad vir homself, hy was kwaad vir sy gesin, en hy was kwaad vir almal, en toe ons by die gesprek kom, het hy leenwoorde in my gesig, leenwoorde aan my vertel. En die volgende oomblik, toe ek 'n lyn in die sand trek, toe ek begin agterkom, hierdie man is eintlik met bedrog besig, toe word my naam sleg gemaak. En ek dink so vir myself dikwels, dis die wonderlikheid van die bediening. God is self die regter. Hy is die God wat antwoord, sê die Bybel. Hy is nie gemaak uit hout of klip of iets wat 'n mens uitgedink het nie. Die God van hemel en aarde hoor en hy weet en hy oordeel regverdiglik. Maar ek moenie 'n gat vir ander grawe nie. Luister, jy gaan self daarin val. Moenie die klip vir ander een gooi nie. Hy gaan self terugkom na jou toe. Moenie met 'n valse tong ander probeer verbruisel nie. Jy bewerk jou eie ondergang. Mense sal baie gou agterkom wie en wat jy is. Vriende, ek onthou op 'n stadium, en ek sluit af, ek wil nou nie te veel u verveel met verhale uit my eie lewe nie. Maar ek onthou in een gemeente geval, waar mense die gemeente ander mense baie sleg gepraat het. En toe ek hulle inroep in my kantoor om hierdie saak uit te sorteer en te hoor wat aangaan, het hulle teen my gedraai. Dit was 'n paar weke, of kom ons sê 'n paar maande later, toe 'n predikant van 'n ander gemeente my bel en hy sê vir my, luister, hierdie mense wil lidmaat by my word, maar wat is fout met hulle? En ek kom met hom gepraat het vir 'n paar minute en vir hom gesê, luister, ek kan die attestate vir jou vandag bring. Hy sê, asseblief, nee, moet dit nie doen nie. En jy sien presies wat gebeur het, is wat die Bybel sê. Hierdie mense het probeer om ander mense te na te kom, hulle word voor stok gebring, hulle lieg en bedrieg, hulle gaan na 'n ander gemeente en baie gou kom die ware karakter van hulle harte na vore. Daarom aanvaar ek nie sommer iemand wat in 'n vete was met 'n vorige gemeente by ons gemeente nie. Waarom nie? Want as hulle hart voor God nie verander het nie, gaan hulle gedrag voor God nie verander het nie, en gaan hulle onmin in 'n gemeente saai. So die kort en die lank van vanmôre se boodskap is, moenie 'n kwaadstoker wees nie, moenie iemand wees wat mense bedrieg nie, moenie twisgierig wees nie, moenie iets met jou mond sê terwyl jou hart nie saamwerk nie. Vra die Here dat jy en ek opreg voor hom sal wandel, dat ons oë gefestig sal op hom, en ek moet belydenis doen waar ons in hierdie saak verkeerd is. Mag die Here ons groot genade gee en wysheid en barmhartigheid verleen. Seën vir u vriende, groete, mooi dag verder, tada.